terwyl ek so staan en kyk rondom julle hoe julle sing, sien ek hoe die Gees van God in mense se harte aanraking bring. Sien ek trane oor wange loop. Dis hoe die Gees van die Here werk. Kom ons neem ons sitplekke. Dis so lekker om lof aan God te bring. Die tweede gedeelte van ons diens vanmôre is dan die gedeelte waar ons uit die woord van die Here met mekaar praat. Die eerste gedeelte is gewoonlik waar ons met mekaar bietjie gesels en dan begin ons om lofprysing te bring. En as ons klaar lofprysing gebring het, dan gaan ons oor na die woord toe. Want jy sien, die woord is net so belangrik in enige diens, as enige lofprysing, enige getuienis, enige iets anders wat jy tot eer van die Here bring. Want die woord van God is die lig op ons pad en die lamp vir ons voet. En as jy nie die Bybel in jou lewe het nie, weet ek nie hoe weet jy om die pad van die Here te loop nie. Want jy sien, alles wat jy moet weet is hierin. Dit staan hierin geskrywe. En daarom is dit so belangrik dat ons vanmôre dan met mekaar praat oor die woord van die Here. Ek lees dan vir jou gedeelte uit 1 Petrus 3, wat die apostel Petrus geskryf het aan die gemeente van daai tyd wat verstrooi was, deur die mense verdruk was en doodgemaak was, en hulle is heel oor die Asië en oor al daai dele in die Midde-Ooste is hulle versprei, en hy skryf 'n brief en hy stuur dit aan al die heiliges. Hy gee dit vir hulle, hy stuur dit vir hulle dat hulle dit kan lees en so aan. En hy, net om te kyk, 1 Petrus 3 vanaf vers 18 gaan ons saam lees. Maar onthou, hierdie Petrus was nie 'n opgeleide persoon nie. So hy was nie 'n romanskrywer of 'n baie hooggeleerde man soos Paulus, wat in 'n universiteit gestudeer het nie. Hy was maar 'n visserman. 'n Visserman in daai jare was ou wat nie vreeslike kwalifikasies gehad het nie. Jy het maar net jou standaard geslaag in daai tyd se hoogste standaard, en dan het jy begin werk vir pa, en jy het saam met hom gewerk of vir hom gewerk en later jou eie besigheid oopgemaak, en hy was 'n visserman. En dit wat hy hier skrywe, het soveel betekenis dat 'n ou nie kan dink dat 'n visserman hierdie goed kon skrywe nie. So om dit saam te vat dan vandag en te sê dat hierdie geskrif wat hy maak, wat hy geskryf het, is so diep dat 'n mens nie kan dink dat hy dit in sy eie intellek sou kon regkry nie. Dit moes die Gees van die Here wees wat dit vir hom gegee het. En dis hoekom dit in die Bybel staan vanmôre. Nou, ek lees vir jou dan wat hy skrywe. Maar hierdie stukkie wat ons vanmôre gaan behandel, hy het nou 'n hele klomp dinge geskryf, maar in die 18de vers 1 Petrus 3 vers 18, hy sê, want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei. Hy die regverdige vir die onregverdiges om ons tot God te bring. Hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak is deur die Heilige Gees. En wie hy ook heen gegaan en gepreek het vir die geeste in die gevangenis wat destyds ongehoorsaam was toe die lankmoedigheid van God eenmaal gewag het in die dae van Noag. Terwyl die ark gereed gemaak is, waarin weinig, dit is 8 siele, deur water heen gered is, waarvan die teebeeld, die doop, ons nou ook red. Nie as 'n aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar as 'n bede tot God om 'n goeie gewete deur die opstanding van Jesus Christus, wat heen gegaan het na die hemel aan die regterhand van God sit, terwyl engele en magte en kragte aan hom onderwerp is. Wow, hier is baie goed gesê. En ek kan elke versie vat en ek kan vir jou 'n hele preek daaroor preek, as die Gees van die Here dit vir my gee. Maar ek wil vanmôre met jou praat oor hierdie een versie waar hy sê waarvan die doop ons nou ook red, nie as 'n aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar as 'n bede tot God om 'n goeie gewete. Om 'n goeie gewete voor God. Dat jou gewete skoon voor die Here kan wees. Dis waar oor hierdie goed gaan. Nou liewe kerk van die Here, dis so belangrik, en ek gaan nou nie van al hierdie dinge praat, maar as ons begin, dan moet ons sê, van wie praat Petrus hier? Hy skrywe oor die Here Jesus Christus. Hy sê hy het eenmaal ook vir die mense sonde betaal. Daar is nie nog 'n betaling wat die mense sonde wegvat. Die enigste betaling was die kruisdood van Jesus, en daar is geen ander godsdiens wat die waarheid het behalwe dit nie.
As jy hierdie nie in jou godsdiens het nie, het jy 'n valse godsdiens. Ekskuus vir die ander gelowe wat nou miskien dalk nou dieselfde as ons is nie, maar ek wil vir jou sê die waarheid is die waarheid en die waarheid maak soms net seer, nê. En nou kom ons terug kerk van die Here en hy sê dat hy het vir die sonde van hy die regverdige, met ander woorde die een sonder sonde, die onskuldige, het betaal vir die skuldiges. Hy het vir my en vir jou en vir jou en vir jou en vir almal wat luister vanmôre, het hy die prys betaal sodat julle en ek gered kan word. En hy was onskuldig, mense. Hy het nooit sonde gedoen nie. Hy het nooit sonde geken nie. Hy het nooit sonde gepleeg nie. Maar hy, die verlosser, die Messias, het in hierdie wêreld gebore sonder sonde en het sonder sonde gesterwe. Anders kon hy nie vir jou die prys betaal het nie. Hy wat nie sonde gehad het. Die Here Jesus het eenmal in Matteus 21 vanaf vers 28 'n verhaaltjie vertel. Toe hy gesê daar was 'n pa wat 2 seentjies gehad het, twee kindertjies, 2 seuns. Dit was sy kinders. En die ouetjies het groot geword in pa se huis en is groot gemaak soos wat dit maar ons gewoonte is. As jy 'n kind van die Here is, dan probeer jy jou kinders grootmaak in die vrese van die Here. En jy probeer, en ons gaan baie keer oorboord, dat ons dalk miskien te eng word, ek weet nie. Maar een ding is seker, ons wil nie ons kinders in die hel sien nie. Ons wil al ons kinders gered sien. Ons wil sien dat hulle almal by die Here uitkom, kinders, kleinkinders, elke oupa wat vandag in hierdie plek sit, wil so graag sy kleinkinders en agterkleinkinders sien, eendag in die hemel by die Here. En ek is so dankbaar dat ek vandag my kleindogter kan doop. En sy hierdie groot besluit geneem het en ek het aan die oortuig nie. Sy het self gekom en gesê, oupa, sal jy my nie doop nie. En jy sien, dit is so belangrik, kerk van die Here. Dis die mees blye dag wat jy in jou lewe kan hê, die dag wanneer jou kinders hulle harte vir die Here gee. En weet jy, dis die verskriklikste dag, die dag wanneer jy sien jou kinders dien nie die Here nie. As jou kinders in die wêreld vasgevang is, en mense, dis hoekom ons in ons tydelike lewe as kinders van die Here, ons hulle grootmaak in die vrese van die Here tot die beste van ons vermoë, want ons wil so graag hê, hulle moenie eendag vinger kan wys en sê, pa, jy het ons nie die pad van die Here gewys nie. Ons wil so graag hê, almal moet geleer word en almal moet by die Here uitkom. Want die vreugde in die Here ken ons. En sy liefde ken ons. En dis hoekom moeders en oumas bid tot hulle dood toe vir hulle kinders. Ek onthou my oorlede moeder, ek as 'n jong seun groot geword het en ek op my eie pad probeer die wêreld ingestap het. Onthou ek dat by elke keer wanneer hulle ons laat huisgodsdiens in die aand hou, dan het sy gebid en sy het geroep tot die Here met trane. En gesê, Here, red, en dan noem sy hulle name Albertus, en noem Cassie en Lawrence, red hulle siele, Here, dat die een verlore sal gaan nie. Ek onthou dit tot vandag toe. Nou vertel die verhaal wat ek vir jou nou net van getel het, Matteus 21 sê Jesus, hy sê hierdie pa 2 seuns gehad. En toe gaan hy na hierdie 2 seuns, toe hulle opgroei, hulle groot word, hulle fondasie gekry het en hulle rigting hoe hulle moet wandel en wat hulle moet doen en nie moet doen nie en hoe hulle moet werk en nie moet werk nie. En hy kom eendag by hulle en hy sê vir die eerste ouetjie, hy sê boetie, jy is die oudste, en om sommer in my taal net om vir julle in 'n storievorm te wys. Hy kom hy sê boetie, jy is nou die oudste. So ek wil vir jou vra dat jy tog die werk sal oorneem in die tuin. Jy moet my die vrugtebome en jy moet die groente en al hierdie goed nat maak en plant en ag jy moet kyk dat dit goed gaan daar sodat daar kos in die huis is en dat ons almal goed kan gaan en ons hele huis gelukkig kan wees en die Here vir ons sorg en die Here vir ons omgee en gaan tog en gaan werk in my tuin. En hy sê ja pa. En Jesus sê maar helaas, hy het nie gegaan. Hy het gesê ja pa, maar hy het dit nie gedoen nie.
En toe kom hy by die tweede ouetjie. En hy sê van Boeta, jou broer het nou nie gedoen, of hy doen nou nie wat ek hom gevra het nie. Wil jy nie maar in die tuin gaan werk nie? Wil jy nie maar gaan en die verantwoordelikheid op jou vat en begin sorg vir die huis en kyk dat daar genoeg groente is en hierdie goeders en kyk dat al die dinge reg loop in die tuin en dat dit goed gaan met ons almal en maak kos het of julle kos kan maak en al hierdie goede en oombliklik was sy woorde. Die Here Jesus sê net hierdie. Hy het gesê, nee pa, ek wil nie. Hy het nie die redes gegee nie. Miskien het hy verlang na die wêreldse dinge, die liggies daar in Klerksdorp en in Orkney en in Johannesburg. Miskien het hy net nie sy wee oop gesien om hier op die plaas te sit as 'n ou plaasseentjie en hy kan nie hierdie nuwe genietinge van die wêreld geniet nie en hy voel nee, ek wil nie hier op die plaas my krepeer en hier doodgaan nie. Ek wil liewers daar in die wêreld, daar iewerster waar die liggies skyn en wat dit lekker is en wat ek baie vriende het en opgewonde is. Ek wil liewers daar wees. So pa, nee, dankie, maar nee, dankie. Ek stel nie belang nie. Na ruk het die eerste ouetjie het toe nie gedoen wat hy gesê het hy gaan doen nie, maar hierdie laaste een na ruk, sê die Bybel, Jesus sê, na rukkie, het hy sleg gevoel. En hy het teruggekom na sy pa toe. En sy pa, ek sal. Dis reg. So wat het in hierdie jong seun se lewe gebeur? Daar was aan almal soos wat aan elkeen van julle wat hier sit en ek myself, was daar 'n gewete. En hierdie gewete wat jy het, dis daardie polismandjie wat jou hele lewe lank saam met jou gaan loop. En jy kan met baie goeders wegkom, en jy kan baie goeders wegsteek, maar daardie polismandjie bly by jou, en dit sal jou aankla, en jy sal weet dat jy verkeerd doen, en jy sal weet, as jy verkeerd gehandel het, sal jy weet, want daar is iets wat jou gaan oordeel, en hierdie denke van jou, dis dit wat saak maak, dis jou gewete vanmôre. Almal van julle en ek het 'n gewete. Jy sien die verskil tussen 'n dier en 'n mens, is sy gewete. 'n Dier het nie 'n gewete nie. As die hond kom en hy verskeer sy baas, plaat dit hom nie. Hy het nie 'n gewete wat hom daar lank laat nagte lank laat wakker lê, omdat die gewete hom aankla en vir hom sê, jy het nou nie reg gedoen nie, dit wat jy nou gedoen het, is nie die regte ding, jy weet dis verkeerd. 'n Dier het nie dit nie. As die leeu gaan en hy gaan vang 'n dier, dan vat hy gewoonlik die swakste een. Die een wat die maklikste verskeer word. Die een wat die maklikste ingehardloop word. Die kleinste bokkie word gevang. Die lammetjie word gevang. Want die grootes is te vinnig, so dis vir hom makliker om die swakker is te vernietig. En dit pla hom nie dit nie. Want die dier het nie 'n gewete nie. Maar ek en jy as mens het almal gewetes. Jy het 'n gewete wat jou hele lewe lank by jou gaan bly. Jy weet as jy verkeerd wandel en verkeerd handel en verkeerd doen. Dit is so kerk van die Here, dat ons weet almal vanmôre, selfs die sondaar vanmôre weet wat is reg en verkeerd. Ek het dit al gesê, ek sê dit weer. As jy wil weet wat sonde in jou lewe is, gaan vra vir jou buurman. Wat dink hy van jou? Hy gaan dadelik vir jou sê, weet jy ou Sisera, sy skinder. En sy vloek so lelik. En sy drink so baie. En hulle sal sommer nog 'n paar sondetjies opnoem. Ek wil nie oor sonde preek nie, ek wil vir jou sê wat sê hulle. So hulle gaan al jou verkeerde dade uithaal. Al dien hy self nie die Here nie, want hy weet wat is fout in jou lewe. Jy sien, wat laat hom weet wat verkeerd is? Jou denke, daai wat ek nou vir jou gesê het, jou gewete, jy weet die Here het 'n ingeplante iets in die mens gegee en almal het daardie ingeplante gewete. Jy weet as jou lewe met God nie reg is. En ek kan dit gebruik om ander te beskuldig, as ek nie die Here dien nie, maar is eintlik jouself.
Jou gewete sê vir jou, wat is jou fout in jou lewe? Jy kan maklik mamma die skuld gee, en sê, weet jy ma, dis jou skuld, dat ek nie die Here dien nie. Maar dis eintlik jouself. Jou gewete oordeel jouself. En daarom vind ons hier, dat hierdie jongman, op die ou einde van die dag het sy gewete hom so geoortuig, dat hy tot 'n besluit gekom het, en hy het gesê, nee, ek kan nie dit doen nie, ek kan dit nie aan my oupa doen, wat besig is om aan die einde van sy tyd te kom nie, ek moet hom help, en dit is my gewete wat my sê, ek moet dit doen, en hy het hom omgedraai, en nou vra die Here, hy sê, wie dink julle het die wil van die Vader gedoen? Wie van hierdie twee het die wil van sy Vader gedoen? Hulle sê nee. Die een wat gesê het nee, maar hy het toe agterna spyt gekry en hy teruggekom. En toe sê die Here, hy sê ja, weet jy? Hy sê die sondaars rondom julle, gaan julle voor in die koninkryk van die hemel, want julle wat sê julle is heiliges of julle is disippels of julle is die volk van Israel. Hy sê julle wil nie kom en jammer wees oor julle sonde en ongeregtigheid nie, en die sondaars gaan julle voor in God se koninkryk in. Hulle kom tot bekering. Hulle word jammer. En ons het uit ondervinding gesien alle jare van ons lewe wat ons in die bediening gestaan het. Die ou wat groot geword het in 'n Christelike huis en maar redelik godsdienstige waardes gehad het, sukkel om regtig tot bekering te kom soos hy moet. Dis 'n gesukkel om hulle by die Here uit te kry, want jy weet, 'n mens kan so maklik jouself op 'n plek kry wat jy dink jy is maar reg. Dat jy op 'n punt kom wat jy voel, dat jy het nie die Here se genade nodig en redding nodig nie. Mens kan so maklik op 'n punt kom wat sê, ek het al die jare Sondagskool toe gaan, en al die jare was ek in die kerk, en al die jare het ek by die gepredik van die woord van die Here gekom, en dan kan ons op 'n punt kom wat ons wonder. Here, ek is dan nie so sleg nie. Wie sal my daarom in die hemel toelaat? En die mense wat regtig tot bekering kom, is gewoonlik die sondaars. In ons bediening het ons so baie gesien, wanneer hy begin besef, hy is 'n sondaar, hy het God nodig, dan kom daar redding vir daardie mens. Dan kom die grootste ou dronkaard, ekskuus dat ek dit noem, maar die drankverslaafde. Dan kom hy in 'n diens soos hierdie, en hy staan daar agter, en hy kom in, en hy wil nie eers hier voorkom sit nie, maar wanneer die Gees van die Here met hom werk, dan kneel hy uit daai dag, en in 'n oomblik se tyd kry hy vrymaking, en niemand hoef hom vry te maak, en vir hom om sekere reëls te gee, en sê jy moet nou so, en jy moet so, en jy moet so, en ons moet jou eers vir die AA stuur, en ons moet jou stuur vir die alkoholus, organisasie en al hierdie goeders nie, dan word jy vrygemaak, en 'n oomblikse tyd maak die Here jou vry. Die Here jou vry maak hy jou werklik vry. Baie van julle kan vanmôre van dit getuig. Liewe mens, ek het julle ander dag al vertel. Ek het al so baie vertel van gevalle in my geskiedenis van my verlede, waar ek gesit het en betrokke was, wat die Here sondaars gered het. En van die mooiste gevalle wat ek in my lewe gesien het. Mense wat, ek het ander vir julle vertel van ou oom Pikkie, nou hier in Hartbeesfontein gemeente agter in die kerk gaan staan het. Toe die diens al aan die gang is, toe stap hy in. En hy is verslete, stukkende klere en alles. Hy bly daar iewers in 'n kajuitjie wat hy alleen bly. En hierdie ou oom haal sy hoedjie so van sy kop af. En hy hou hom so voor sy bors, terwyl ons lof sing. Hy wil nie eers daar voor by die rye bank te sit, hy staan heel agter by die deur. Hy voel vir hom half of hy onveilig is om hier tussen hierdie klomp apostolies te wees. Maar toe die uitnodiging uitgaan, toe kom staan hy hier voor. En oom Pikkie gee sy hart aan die Here. En die dag toe hulle hom begrawe, hoe dien hy nog die Here met sy hele lewe. En liewe mens, dis dinge wat ek vanmôre vir jou wil vertel. As die Here vrymaak,
en hy verander mense se harte, dan kom hierdie man, hierdie seun kom na die Vader toe terug. En dis wat die Here Jesus vir ons hier leer en wat Petrus ook vir ons skryf in sy gedeelte wat ek vir julle gelees het, waar hy sê die Here, hy het vir ons sonde gelei, die Here het vir ons die prys betaal. Nou sê hy het heen gegaan, vers 19, gaan preek oor die geeste in die gevangenis. Nou ons kan heel oor al hierdie goed praat. Die geeste in die gevangenis was bose geeste, gevalle engele, wat in die tyd net voor die sondvloed met die dogters van die mense gemeenskap gehad het. Ag, ons gaan nie daaroor verder uitbrei nie, dis 'n preek op sy eie, maar op die einde van die dag is hulle gevange geneem. En die Bybel sê hulle is vandag in boeye van kettinge van boeye nog steeds in die onderste dele van die doderyk is hulle in gevangenskap. Tot op die dag wat Jesus weer kom, sal hulle geoordeel word. Maar hulle is daar in gevangenskap vanmôre. En as ons verder gaan nie, dan gaan hy verder, dan sê vir ons, hy praat oor die doop, en ek wil afsluit met hierdie gedeelte, omdat ons vanmôre by die doop gaan stil staan, ons laaste bediening vandag gaan wees, waar ons jong mense deur die doopwater gaan begrawe, die ou mens gaan begrawe, deur die doop in die dood van Jesus, en hom laat opstaan in 'n nuwe lewe. Maar hoor wat sê hy hier, hy sê waarvan die teebeeld. Hy praat van die tyd toe die lankmoedigheid van God was oor die aarde. Kom ons lees die 20ste vers. Hy sê eenmal op die aarde gewag het in die dae van Noag. Hy sê onderwyl die ark gereed gemaak is, waarin weinig, dit is 8 siele deur water heen gered is. Hier is water betrokke gewees by die redding van die 8 persone, Noag en sy seuns en sy vrou en hulle vrouens, die vrouens van die seuns. En hulle alleen is gered van alle mense. Net hulle sê die Bybel. Wat het hulle gered? Eerstens God se genade natuurlik. Van die genade van God sê hy hier, het eenmal gewag terwyl die ark reg gemaak is en dit het amper of meer as 100 jaar gevat om die ark reg te maak. God se genade was so groot dat hy tientalle jare gewag het vir die mens om tot redding te kom en hulle te bekeer, terwyl hulle die ark sien en hulle kyk na die ark en hulle hoor Noag preek en hulle hoor daar kom 'n sonvloed, maar hulle spot en hulle sê nee, maar ag, dit is maar mense, ou mens praatjies. Tot die dag toe die water begin val. Die diere Noag en sy familie in die ark instap, God die deur toesluit. Toe is die enigste redding in die ark. Almal buite die ark was verlore, vir ewig verlore. Al mense wat tot redding gekom het, was die mense wat in die ark was. En liewe mense, dis wat vanmôre hier sê, hy sê die teebeeld, die doop. Hy sê die doop is 'n teken van die ark. Dis 'n teken van die redding wat God daardie tyd vir gebring het vir die mensdom. Waar werk die water hierin? Want jy sien, as jy binne in die ark was jy gered, of die water nou jou opgetel het, die ark opgetel het of nie, jy was gered van God se oordeele. Die enigste redding wat jy vanmôre het, teen God se oordeele, is waar Jesus gesê het, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. Daar is nie ander geloof nie. Daar's nie 'n ander reddingsmanier nie. Dis alleenlik deur Jesus Christus wat jy die ark kan beskerming en kan versorging en redding kan kry. As jy in die ark van Christus sterf aan die kruis is vanmôre, dan kan jy met trotsheid sê, ek weet dat die lewe en die hiernamaals vir my kosbaar is, want ek is in Christus. Ek lewe nie meer nie, Jesus lewe in my. As jy nie vanmôre in die ark is nie, met ander woorde, as jy nie vanmôre in God se genade en reddingskrag van Christus Jesus is nie, is jy nog aan die oordeelkant. En as jy vanmôre sou sterwe, sal jy in die oordeel verskyn. So seker soos ons vanmôre hier sit. As jy nie hierdie verlossingswerk van die kruis van die ark van Christus aanvaar het nie, wat nogal mooi is, die ark is nie van klip of van yster gebou nie, maar is van hout gebou. Die kruis van Jesus was nie 'n ysterkruis nie, was nie 'n klipkruis nie, was houtkruis. Hy's vasgeslaan aan houtkruis.
Die simboliek daarvan is presies dieselfde. Die genade wat daar in die ark wat met goferhout gebou was, is net so groot soos wat dit is aan die kruis van Jesus wat hout gemaak was. Liewe mens, hierdie ooreenkoms is so wonderlik. En nou gaan hy verder. En nou vra ons mekaar, nou wat van die doop? Lourens, wat van die doop dan nou? Hier praat hy dan van, dis 'n teebeeld, die doop red ons ook nou. Wat van die doop? Die doop alleen kan jou nie red. Die doop sonder die volkome evangelieverkondiging. Die doop sonder redding van jou siel, wedergeboorte, kan jou nie red. Ons kan vanmôre hier buite iemand aanstel en sê, as jy 'n ou verbykom, gryp hom, bring hom. Dan vat ons hom en ons sleep hom hier af water toe. En ons gaan druk hom in hy doop, en dan sê, nou is jy gered. As jy daar uitkom en jy vra vir hom, wat voel jy? Gaan hy sê, ek voel ek is die duiwel vir julle. Dis al wat hy gaan voel, hy gaan die redding voel. Want hy nog nooit tot bekering gekom het. Dit help my jy doop hom en hy is nie gebekeer, hy is nie tot wedergeboorte gekom het. So daar moet 'n wedergeboorteverklaring in jou lewe wees, dat jy hierdie dag Jesus aangeneem het as verlosser en saligmaker. So as jy vanmôre dit nog nie gedoen het nie, het jy die grootste geleentheid om dit vanmôre te doen. En dan sê, Here, maak my u kind, vergewe my sonde, reinig my en verlos my van al my ongeregtighede. Here, red my ou sondaar vanmôre, dat ek ook tot redding kan kom. Want jy kan dalk net hier uitdry, daar buite hartaanval kry en ewigheid in jy sonder God. Of iets anders kan met jou gebeur. Jy het nie jou lewe in jou hand nie en ek het my lewe in my hand nie. Wat dan van die doop? Hoor wat sê hy. Hy sê waarvan die teebeeld, die water, eers sê hy, 8 siele is deur water heen gered, waarvan die teebeeld, die doop, ons nou ook red, nie as 'n aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar as 'n bede tot God, om 'n goeie gewete. So as ons jou daar begrawe, was ons nie jou sonde af nie. Jou sonde is klaar deur Jesus se bloed afgewas. En dis al wat jou sonde kan wegwas en afwas. Maar as jy hier ingaan, dan gebeur daar iets anderste. Hy sê die teebeeld, die doop, red ons. Nie as 'n aflegging van die vuilheid van jou sondige natuur of jou sondige lewe nie. Maar sê hy, maar as 'n bede gebed tot God om 'n goeie gewete. Met ander woorde, wanneer jy dit gedoen het, dan het jy die gehoorsaamheid aan die Here volbring. Dan staan jy nie meer voor die Here skuldig en voel jy weer in jou hart veroordeel en voel jy in jou denke en jou gewete kla jou aan en sê vir jou man, jy sê jy's kind van die Here, maar jy is nog nie gedoop nie. Jy het nog nie die volle pakket van die redding ontvang nie. Liewe kerk van die Here, daar is so baie kinders van die Here wat vanmôre sukkel met die doop. En ek weet nie hoekom sukkel hulle met die doop nie, want die Bybel sê, bekeer jou en laat jou doop. Hy sê nie word gedoop en bekeer jou nie. Wys vir my iewers waar staan dit. Die hele Bybel sê bekeer jou en word gedoop. Bekeer jou en laat hulle jou doop. Met ander woorde, dit bring vir jou 'n bede in jou gemoed, dat wanneer jy eendag, en ek wil vanmôre sê, in my hart dank ek God, en dit is so belangrik, wil ek vanmôre by jou los, as jy eendag by die Here staan, en die Here vra vir jou, Boetie, jy's my kind, en ek het jou gered, en jy het tot bekering gekom, het jy gedoen wat ek jou gevra het op aarde? Dan gaan baie ouens sê, ja Here, ek het die meeste gedoen. Dan sê die Here, nee, het jy alles gedoen wat ek vir jou gevra het? Het jy gedoen wat ek in die Bybel vir jou opgeskryf het? Het jy gemaak wat die groot opdrag was in Matteus 28 vers 19, gaan heen, maak disippels, doop hulle. Dan sê ja Here, ek het amper alles gedoen, maar ek is nie gedoop nie. Ek sê nie jy gaan hel toe gaan nie, hoor my vanmôre. Maar ek sê, jy gaan 'n skoon gewete hê as jy doen wat God sê jy moet doen. Jou gewete gaan skoon wees. Jy gaan voor die Here kan staan en jy hoef nie te verklaar hoekom jy nie geluister het nie. Hoekom jy nie gedoen het wat hy gevra het in sy Bybel opgeskryf het nie. Mense, dit is so belangrik om 'n goeie gewete voor God te hê, is so belangrik.
Die volgende versie vertel vir my die belangrikheid van hierdie opdrag van Jesus. Hoor wat sê hy. Hy sê, deur die opstanding van Jesus Christus, aan die ander woorde, uit die dood het opgestaan, die graf oorwin, die hel alles oorwin, nadat hy die doodryk neergedaal het, hy kom uit die graf uit, en heen gegaan het na die hemel. Wow! Is nie enige ou wat in die hemel sommer net inkom nie. So hy moet iemand spesiaal wees om die hemel te kan betree. Hy moet iemand spesiaal wees wat om in die hemel te kan instap, sonder dat hy iemand anders moet oproep, om vir hom verantwoording te doen en vir hom in te tree by die Vader. Hy kon met sy eie bloed kon hy in die allerheiligste instap. Wat het hy gehad wat ek en jy nie het nie? Hy was die seun van God. Hy was die Messias. Hy was die redder, hy is die tweede persoon in die Godheid. En nou sê hy hier, hy sê hy het heen gegaan na die hemel. Hy het voor God die Vader verskyn. En nou kom hy in die tweede deeltjie en hy sê, en aan die regterhand van God is hy op hierdie oomblik. Hy sit aan die regterhand van God. Met ander woorde, kerk van die Here, wat vir my vandag so besonder is. Toe hy opvaar in die hemel, was dit 'n bewys die genadewerk is afgehandel. Daar was nie nog nodig vir nog 'n bietjie genadewerk nie. Hy het klaar die prys betaal ten volle. Die genadewerk is afgehandel. En dan gaan hy by tweede ene, en hy sê, hy sit aan die regterhand van God. Die Vader sal hom nie aan die regterhand toelaat, as hy nie die aanvaarbare lam van God is nie. So wat ons vanmôre vir mekaar kan sê, sy offer is deur die Vader aanvaar. Die teken daarvan, hy sit aan die regterhand op die troon van God, van die Vader. Hy sit langs die Vader. Hy sit aan die regterkant van God. Sy genadegawe offer is aanvaar. Loof die Here vir daardie aanvaarding van die offergawe. Anders was ek en jy almal verlore vanmôre. Daar sou niemand gered word nie, want jy sien dat ons eie lewe en ons eie werke kan ons nie gered word nie. Ons is almal swakkelinge. Jy is net sterk omdat Christus deur jou leef. Jy is net vanmôre sterk omdat die Here Jesus in en deur jou leef. Want hy jou die genade gee. Die offer is aanvaar. Prys God. En dis hoekom wanneer ek begin twyfel, dan kan ek begin sing. En as ek begin sing, ek sê ek is op my pad hemel toe, dan gaan al die ongeloof weg. En dan weet ek is deur die offer van Christus gered en verlos. Terwyl hy aan die regterhand van die Vader sit, sê die laaste sinnetjie, terwyl engele, magte en kragte aan hom, Christus, onderwerp is. Wow. Terwyl engele, magte, bose magte, wat se magte jy ook al wil noem, ouens is so bang vir die duiwel. As hulle net die duiwelaanbidders iets sê, dan sê hulle, bid, mense, bid, die duiwelaanbidders is besig. Man, almal is onder Christus se krag onderworpe. Satan het nie sê nie. Die Here Jesus is in beheer. En dit is so belangrik, al wat ons moet doen, ons moet die Here begin loof. En as ons die Here begin loof, dan begin die demone twyfel, hulle begin vlug en hulle begin pad gee. As ons in hierdie kerkie begin die Here regtig aanbid, soos hy aanbid moet word, wil ek vir jou sê, selfs in julle huise gaan julle die teken sien. Want as jy die heilige teenwoordigheid van God uitgaan, en jy stap by 'n ander plek in, met daardie selfde heiligheid oor jou, sal demone begin vlug. Nou sê julle, pastoor, wil jy iemand vir my kom bid? Maar hy voel of daar 'n demoon in is. As die Gees van God by jou is, behoort 'n demoon nie in jou huis te bly nie. Want die Heilige Gees is kragtig, sterker as enige iemand en iets, en waar hy beweeg, kan ons maar vind in die Bybel. Elke keer wanneer Jesus op 'n plek gebeur het, dink maar aan die besetene van Gadara en al die ander wat duiwelbesete was. Wat het gebeur? Hy het nie agter hulle aangehardloop om hulle te soek, en soos baie Pinkstermense doen, gryp hom vas, hou vas omdat die duiwel kan uitdryf nie.
Die woord sê as Jesus in 'n plek gekom het waar 'n demoon was, dan het die demoon gemanifesteer. As hy die kerkgebou ingestap het of hy kom by die besetene van Gadara, dan sê die Bybel, het die besetene na hom aangehardloop gekom en aan sy voete kom neerval en dan die demone sommer dadelik begin praat en gesê, Here, ons weet wie U is. Moet ons tog net nie pynig nie. Hulle is so bang vir hom, want hulle weet die krag wat in Christus is. Hulle ken hom, hulle weet wie hy, hulle weet hy is die seun van die lewende God. Hulle weet, hulle het ontzag vir hom. Ek en jy is soms nog so bang oor wat die duiwelaanbidders en alle dinge ander mense ons kan aandoen. My siening, wat afsluit mee. Ek wil vanmôre vir jou sê, hou op om te vrees dat duiwelaanbidders 'n vloek op jou kan plaas. Ek weet, die God wat ek dien, oor my die wag hou, sy hand oor my hou. Ek weet dat ek beweeg onder sy teenwoordigheid en sy beskerming. En ek weet dat waar ek beweeg is die Heilige Gees by my. En is dit nie wat Jesus gesê het, is vir julle beter dat ek weggaan? As ek van julle af weggaan, nou kan ek net in Jerusalem of net in Klaarsdorp of net in Dominion wil wees op eenmaal terwyl hy op aarde was, net op een hy alleen, net daar wees. Maar as ek weggeneem word van julle, dan kom die Heilige Gees. En die Heilige Gees gaan nie net hier op Dominion wil wees nie. Hy gaan in Klaarsdorp wees, hy gaan in Johannesburg wees, hy gaan in Amerika wees, hy gaan in Kanada wees. Op een oombliklike oomblik, op hierdie oomblik wat ons nou hier staan, is die Heilige Gees hier teenwoordig, maar hy is ook in Amerika teenwoordig. Hy is ook in Afrika teenwoordig. Hy is reg oor die aarde. En daarom hoef jy nie te vrees en bang te wees nie. Dan wil ek dan vandag vir die doopkandidate sê, onthou die dag wanneer jy Jesus as verlosser aanneem, is jy 'n vyand van die duiwel en sy demoniese magte. Maar die dag wanneer jy die ou mens begrawe het, dan probeer hy jou eers aanval. En die dag as jy gedoop word, van daai dag af, dan wil hy alles probeer om jou weer terug te wen. Vanmôre wil ek vir julle sê, staan vas. Hou vas. Bly by die Here. Mense sal jou dalk spot oor dit wat jy gedoen het. Mense sal sê, wat het nou met jou gebeur? Het jy nou ook 'n wederdoper geword? Of is jy nou ook 'n apostolie of wat dink aan hulle vir jou sê? Dit maak nie saak nie. Al wat jy vir hulle kan sê, nee, weet jy, ek is waarlik 'n kind van God. En dis die verskil. Kind van God te wees, het ek vandag al hierdie mense bymekaar geroep om getuie te wees dat julle vandag die ou mens begrawe en 'n nuwe lewe in Christus opstaan. Dit was julle keuse vanmôre. En dis hoekom julle hier is.